Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 31 Maart. Ewige liefde. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie dag en nog 'n geleentheid om saam met U te kan wees. Liewe Heer, lei asseblief ons gedagtes, sowel as hierdie woorde wat ons nou gaan leer. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nadat Jesus ons onverskillige toestand beskryf het, sê hy vir ons dat dit iets is wat oorwin moet word. Openbaring 3 vers 21 sê hy, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op die troon te sit, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Vir sommige van ons mag dit die grootste stryd wees wat ons ooit sal ervaar, om eenvoudig te besef hoe swak en selfgenoegsaam ons is, om Jesus se bestraffing te aanvaar, om ons te bekeer en om Jesus se kleed van geregtigheid oor ons te ontvang. Wat so wonderlik is dat Jesus ons onverskillige lou toestand verstaan en hom met ons vereenselwig. Nie dat Jesus ooit lou was nie, maar hy sê in Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin, soos ek ook oorwin het. Omdat hy gesterf het om ons te red, het Jesus die sonde en sy straf oorwin. Hy verstaan die stryd teen sonde wat ons beleef en beloof om ons te help. Baie mense in die Bybel het op God se uitnodiging gereageer om in 'n verbondsverhouding met hom te wees. Dit is die oorkoepelende verhaal of tema van die hele Bybel. Wanneer ons na sommige van hierdie mense kyk, sien ons dat God op verskillende tye op verskillende maniere met hulle gewerk het. Wat leer hierdie voorbeelde ons oor hoe God met mense in verskillende situasies omgaan? Die eerste voorbeeld lees ons uit Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Deel van voorbeeld 1 lees ons ook Genesis 3 vers 8 tot 10. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Genesis 3 vers 8 tot 10. Die volgende voorbeeld lees ons uit Genesis 5 vers 24. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Die volgende voorbeeld lees ons uit Genesis 6 vers 13. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Die volgende voorbeeld lees ons uit Genesis 12 vers 1 tot 4. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Genesis 12 vers 1 tot 4. Die laaste voorbeeld lees ons uit Eksodus 34 vers 29. En toe Moses van die berg Sinaï afdaal, die 2 tafels van die getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal, het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink, omdat hy met hom gespreek het nie. Eksodus 34 vers 29.
Of God fisies saam met sy kinders gewandel het of net met hulle gepraat het. Die waarheid is dat hy nog altyd begeer het om naby die mens te wees. Ongeag hoe jou verhouding met God vandag lyk, wil God naby jou wees. Ons lees hiervan in Jeremia 31 vers 3 en 4 wat lees: Die Here het van ver af aan my verskyn en gesê: Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierendheid. Ek sal jou weerbou en jy sal herbou word. Of jou dag nou begin of eindig, God soek jou en wag. Hy wil jou nader trek na hom toe. Hy wil jou verhouding met hom bou of herbou. As dit nie gebeur nie, lê die fout aan jou kant, nie aan syne nie. Watter dinge in jou lewe is daar tans wat, as dit nie oorwin word nie, jou verhouding met God belemmer of selfs verhinder?